Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ons praat vanoggend verder oor vas, maar ek het tog dit goed gedink om ons net eers te anker met hierdie teks wat ons sopas gehoor het in hierdie baie groot belangrike week wat ons nou ingaan. In ons kerklike tradisie en reg oor die wêreld vier ons die week voor Paasnaweek as die week wat ons die groot lydensweek of heilige week. Ons begin Sondag met Palmsondag waar ons die intog van Jesus in Jerusalem herdenk en dan probeer ons en wil ons julle ook baie spesifiek uitnooi om hierdie week ruimte en tyd te maak om nadenkend saam met Jesus hierdie week te beleef wat hy gehad het in oploop na sy kruisiging Vrydag en natuurlik die hoogtepunt, die opstanding van Jesus op Sondag. As jy dalk in Wellington is jy baie bevoorreg want ons het 'n hele program en geleenthede vir hierdie week, hierdie heilige week waarby jy kan inskakel. Ons het elke dag 3 kapeldienste wat deur die Wellington gemeente se dominees aangebied word in Andrew Murray Sentrum se kapel. Daar's 'n kunsuitstalling by Andrew Murray. Ons het donderdag aand 'n diens by die Andrew Murray Sentrum, Vrydagoggend nagmaal en so ook Vrydagoggend 8uur nagmaal en Sondagoggend opstandingsdiens. En ons nooi jou uit om hierdie week saam met ons te stap en saam met ons te herdenk hierdie gebeure wat aan ons lewe diep betekenis gee. Jy is baie welkom hier. Dis 'n voorreg vir my om vanoggend saam met jou te dink oor vas en mag jy ook God se teenwoordigheid beleef en baie spesifiek ook in hierdie week wat kom. Amen. Vir die afgelope 5 weke het ons dan nou saam gereis en gedink oor gewoontes van die weg en ek sluit hierdie reeks van ons vanoggend af. Ons het gedink oor gebed, ons het gedink oor afsondering en ons is nou by die tweede tema van vas. En ek dink dis baie goed dat dit in hierdie volgorde was want vas sonder afsondering en sonder gebed beteken nie veel nie. Dan is dit eintlik maar net 'n dieet of 'n gesondheidsaktiwiteit wat vir jou baie goed is, maar hoe ons oor vas dink is 'n baie spesifieke manier om ons in 'n dieper verbintenis met Christus en in 'n gebedsverhouding en in 'n afhanklike afsonderingsplek te bring waar ons regtig intense tyd met Jesus spandeer. Nou meneer François het verlede week vir ons baie goed begelei, baie inligting gegee oor vas en ek dink waarvan ek baie hou en ek hoef dit daarom nou nie vanoggend oor en oor te herhaal nie, maar wat hy wel gesê het is dat ons moet baie versigtig wees om oor vas as 'n prestasie te dink waarmee ons amper God se arm gaan draai om te kry wat ons wil hê. Dis nogals iets wat ek optel as ek met mense oor vas praat, is dat daar soveel amper negativiteit is oor ergens 'n belewenis wat mense met mense gehad het wat highly spiritual vertel hoe hulle vas en die deurbrake wat hulle gekry het en dan vir 'n oomblik dink 'n mens nee, dit is seker dan nou maar net vir super spiritual mense bedoel. Ek wil net daai ding ook 'n bietjie uitmekaar uithaal en sê dat die eerste plek, mens kry nie iets so super Christene nie. Mens is 'n volgeling van Jesus of jy is dit nie. Daar is nie vlakke van volgelingskap nie. Jy is oorgegee, jy's in Christus en met Christus of jy is nie. Daar's net daai 2 opsies. En mense wat in Christus is, mense wat oor hulle self as volgelinge van Jesus dink, word nie verplig om te vas. Dit raak blote uitnodiging vir mense wat begeer om regtig waar iets te probeer wat moontlik 'n deurbraak in hulle lewe kan bring. Wat moontlik vir hulle anders kan laat sien en anders kan laat voel. En dis hoekom ons oor vas praat. Vir my dink ek, het ek net hierdie week besef, as ek een sinnetjie oor vas moet sê, dan is dit die sinnetjie wat sê, vas is nie die doel of die eindpunt nie. Vas is bloot 'n middel vir ons om by 'n plek uit te kom waar daar deurbraak kan gebeur. So as ons oor vas dink, is dit nie die fokus nie, en is dit nie die ding waaroor ons fantiseer, en waar ons praat, en waar ons brag, en waar ons besig mee is nie. Dis eintlik iets wat jou terugtrek, dis iets wat jou stil maak, dis iets wat vir jou 'n gevoel in jou lyf gee, wat jou kan herinner aan hoe
nodig ons die Here vir alles in ons lewe het. En dis hoekom ons oor vas praat. Vas is net 'n middel om ons nog dieper in 'n honger vir Jesus te bring. En dis waarna toe ons jou wil uitnooi, en Groot Lydingsweek is by uitstek 'n week om dit te doen. François het verlede week vir ons dan ook Matteus 6 gekyk om te sê dat hoe dit lyk as ons vas, en die goue woordjie daar is ook natuurlik die woord as, want daarmee impliseer Jesus dat ons wel sou vas. Nie wanneer of as jy lus het nie, maar as jy vas, dan moet dit so en so en so lyk. Ek wil egter vanoggend vir ons 'n bietjie oor vas praat in 'n ander konteks as net 'n individuele vas, waar dit baie keer oor my gaan en my behoeftes en die deurbraak wat ek wil kry, want ek het 'n bietjie gaan oplees in 'n klein, nou nie in diepte nie, maar 'n klein studietjie gaan doen oor hoe vas reg deur die Bybel figureer as 'n groepsaktiwiteit. En as 'n aktiwiteit waar dikwels 'n groepering mense of selfs 'n nasie voor die Here kom staan met 'n baie spesifieke behoefte van 'n plek of 'n gebeure of 'n ding waar hulle sien, maar hier's 'n krisis. Hier is die bose besig. Hier is God se koninkryk nie besig om sigbaar te wees in mense se wêreld soos dit veronderstel is om te wees nie. Dan het groepe mense bymekaar gekom en gesê, dis nie wat God gedroom het vir ons nasie nie. Dis nie wat God gedroom het vir Suid-Afrika nie. Dis nie wat God gedroom het vir Israel nie. So kom ons vat hande en ons staan as 'n groep mense voor die Here en ons tree in. Ons vas. Ons bely ons afhanklikheid. Ons vra die Here om ons uit te wys waar ons verkeerd is, waar ons ongehoorsaam is, sodat daar deurbraak kan kom en sodat God sy koninkryk, sy heerskappy, sy wêreld kan laat heers in die wêreld waarin ons nou onsself bevind. En dis wat ek vanoggend baie kort vir julle gaan wys. So alhoewel daar in die Bybel baie voorbeelde is van individue wat gevas is daar vir my meer voorbeelde van groeperinge wat gevas het. En selfs wanneer individue soos Moses en Daniel en Jesus gevas het, het dit nooit eintlik oor hulle persoonlike behoeftes gegaan. En ek dink dis wat mense baie keer optel en wat mense afsit, is dat mense gaan op vas om hulle eie klein wêreldjie so gemaklik as moontlik te kry. Terwyl ons moet oop wees daarvoor dat vas ons oë vir God se wêreld oopmaak en dit dalk vir jou op 'n heeltemal 'n ander plek gaan uitbring as waar jy persoonlik gedink het jy gaan uitkom. So wat ek gedink het om vanoggend te doen, want hierdie platform gee nou nie vir my die geleentheid om teks vir teks met jou daardeur te gaan nie. Ek gaan vir jou op die skerm bloot 'n klompie tekste neersit en jy kan die pause knoppie druk en dit vir jou neerskryf en dit self gaan opsoek, waar jy sal sien hoe 'n volk 'n krisis beleef het. Dis dieselfde patroon oor en oor. Hulle het mekaar gesê is 'n krisis, dan het hulle verootmoedig voor die Here en vas was baie dikwels die manier hoe hulle dit gedoen het en dan het daar baie dikwels uitkoms gekom. Nie altyd die uitkoms soos wat hulle voorgehoop het nie altyd voorspoed en nou wen ons nie, maar God se koninkryk het deurgebreek. En dit is hoekom ons vas, is vir God se koninkryk om deur te breek. Ek gee vir julle die lysie. Rigters 20 vers 26. 1 Samuel 7 vers 5 tot 6. 2 Kronieke 20 vers 3 tot 4 en vers 13. Esra 8 vers 21 tot 23. Nehemia, daai bekende storie 9 vers 1 tot 3. Jeremia 36 vers 9. Bekende storie van Jona en Nineve 3 vers 5 tot 10. En dan vanoggend, wat ek net vir 'n oomblik by wil stilstaan, die mooi storie van Ester, vers 4 en 3 tot 16. Daar het julle nou 'n klomp tekste, ek kan nou nog Nuwe Testament tekste, ook Handelinge 13 vir julle bygesit het, waar hulle spesifiek gaan bid het toe hulle ouderlinge moes aanstel. 'n Gemeente, ek het gedink, dis so diep en treffend, dat hulle nie net gaan kyk wie's beskikbaar nie. Hulle het regtig in 'n vas gegaan voor die Here en gevra, wie moet ons gebruik, wie moet ons roep, wie moet opdaag om 'n verskil te gaan maak, ook in hierdie gemeente. Maar almal ken die storie van Ester. In Ester 4 lees ons dat Haman eintlik 'n plan in 'n komplot bedink om die Joodse volk uit te roei. En dan kom hier die pragtige vrou Ester wat op 'n wonderbaarlike manier in die koningshuis beland. Sy gaan besluit om die koning te gaan aanspreek wat nie gehoord was nie en dit kon haar lewe kos. En dan sê sy vir mense, kom julle 3 dae lank gaan ons niks eet nie, ons gaan niks drink nie, ons gaan vas. En sy sê ek en my dienaresse gaan dieselfde doen. Lees ons daar in vers 16.
En dan waag sy dit om die koning te gaan aanspreek en die hele komplot van Haman word ontbloot en die volk word as het ware gered. Dis die soort van vas waaroor ek vanoggend net paar gedagtes wil deel. Ek het gedink oor hierdie wêreld en die chaos waarin ons onsself nou bevind. Nou kyk, ek is iemand wat besef en baie dikwels vir mense sê, ons dink ons altyd elke generasie is in die grootste chaos ever. Ek dink nog steeds dit moes erger gewees het om in die middeleeue te leef of in Jesus se tyd te leef. Maar vir ons wêreld met die gemaklikheid wat ons aangewoond is en die toegang tot geld wat ons aangewoond het en die gemak wat ons het, is dit vir mense nou ontstellend as jy markte sien op en af gaan, as jy ergens sien iemand praat en die hele wêreldekonomie skuif, en as jy oorlog hoor, en as jy hoor hoe mense mekaar bedreig en dreig op Facebook, dan is dit vir jou ontstellend. As jy wonder oor jou kind se toekoms, as jy wonder oor of haar plek vir hom of haar in hierdie land gaan wees, dan verstaan ek die vrese wat mense beleef. As mens lees oor hoe geld gesteel word en misbruik word, dan kan ek verstaan dat mense bekommerd is. Nou wat is die tipiese ding wat ons as Christene doen? Ons bid miskien in ons stilligheid daaroor as ons onthou, ons kla definitief baie daaroor. Maar ek sien 'n patroon in die Bybel van mense wat sê nee. Kom by mekaar. Kom ons roep gelowiges en mense, nie superchristene nie, Christene, volgelinge van Jesus by mekaar, en ons verontmoedig ons voor die Here. Ons gaan en ons sit onsself in 'n plek van ongemak, want om nie te eet nie is ongemaklik. En dan as jou maag begin grom, en as jy diep honger raak, dan raak jou lyf eintlik maar net 'n herinnering daaraan dat dit is hoe ons siel veronderstel is om te verlang, dat God deurbraak in Suid-Afrika moet bring. Dan is dit nie ek wat moet plannetjies maak, en ek wat moet oplossings bring, en ek wat moet kla nie. Dan gaan sit ek voor die Here met 'n diepe honger, en terwyl ek honger is, sê ek vir die Here, wys my, hoe kan ek so honger wees vir 'n uitkoms en vir 'n deurbraak hier in Suid-Afrika? En weet julle wat gebeur dan? Dan begin ons anders optree. Dan gee ons dalk anders, dan doen ons dalk anders, dan kyk ons anders, want wanneer jou siel honger na die Here, dan kom verander die Here jou hart. Dan kom maak die Here dat jy ander uitkomste sien as wat jy dalk sou gesien het as jy net gekla het. En dit is waarna toe ons geloofsgemeenskap wil uitnooi. Ons het vir julle al verlede week 'n dokument gestuur. As jy dit nie het nie, is jy welkom om die kerkkantoor te skakel of dit dalk vir ons jou nommer te gee op 'n manier, dan stuur ons dit vir jou aan. Want hier is 'n volledige dokument wat jou 'n bietjie help om dieper te dink oor vas, maar een van die goed wat ons in die dokument gesit het, is die feit, en in die 20 jaar wat ek nou in Wellington is, het dit nou nog nie gebeur nie. Dit het definitief al gebeur, maar nou nie as 'n aksie wat spesifiek deur ons gemeente en deur hierdie geloofsgemeenskap geloot is nie, om donderdag, wat heilige donderdag is, die dag waar Jesus begin om in diepte in te gaan, dis die aand wat hy homself in Getsemane bevind. Ons wil hierdie geloofsgemeenskap uitnooi om donderdagoggend van ontbyt of van middagete te vas, maar dan baie spesifiek voor die Here te gaan staan en in te tree vir ons gemeente, vir ons gemeenskap. Ek weet die meeste van julle het gehoor dat in die afgelope week het daar 200 huise in ons geloofsgemeenskap afgebrand in Bekweni. Dit het gebeur oor 'n man wat ongelukkig was met sy vrou en haar aan die brand gesteek het. Dis boos, broers en susters. Dit is nie van die Here af dat dit met ons bure moet gebeur nie. En hoe sal dit lyk as ons as 'n geloofsgemeenskap by mekaar kom en vir die Here sê, ons wil hê dit moet anders lyk. Ons wil hê dit moet in Wellington wees soos wat dit in die hemel is. Ons nooi jou uit om ongemak te beleef, om honger te raak. En dan voor die Here met ootmoed te gaan staan en te gaan sê, wys my hoe ons anders moet leef, sodat Wellington 'n veilige plek vir almal is om te leef. Ons het 'n voorstel van lysie goed gemaak waarvoor jy kan bid. Dit kan ook anders wees. Ons betree nou stadig aan ook die tyd van Pinkster. Ons vra dat jy ook bid vir 'n deurbraak van die Gees in mense se lewens en in ons gemeente se werksaamhede en waarmee ons besig is. En dit is wat ons dink vas wil doen. Ons dink nie vas wil vir ons gee wat ons nodig het nie. Vas wil eintlik mense mobiliseer om God se koninkryk sigbaar te maak daar waar ons leef en beweeg. En as ek dan vanoggend afsluit en saam met jou dink oor vas,
Dan dink ek, John Mark Comer se woorde wat sê, fasting is a way to feed your spirit and starve your flesh, sê iets daarvan. Ons ontneem ons van iets, sodat ons gees kan oopraak vir wat die Here in en deur ons wil doen. Wat jy nou kan doen, is jy kan in jou ontbyttyd, 6:30 die kapeldiens kom bywoon, en tussen 6 en 7, in plaas van jou tipiese roetine, kan jy in gebed spandeer. Jy kan tussen 12 en 1, in plaas van om etenstyd te neem, 12:30 die kapeldiens kom bywoon en by die Here kom staan, en dalk net 'n stappie in die labirint kom neem, en jouself oopmaak vir wat die Gees vir jou wil wys. Die realiteit is, dat dit nie altyd so vinnig is nie, partykeer moet jy dit oefen voordat dit gebeur, maar mens weet nooit. Die Gees kan opdaag, vir jou iets spesifieks wys. Jy kan dalk 1 of 2 van jou vriende saamnooi, sodat dit 'n groepsaktiwiteit is. Maar ons nooi jou uit om in hierdie week ergens 'n ruimte te maak, om te vas, nie vir jouself en vir jou eie deurbrake nie, maar vir die deurbraak van die gemeenskap, soos wat ons baie dikwels sien in die Bybel gebeur het. 'n Groep mense wat voor die Here kom staan en kom sê, Here, hierdie onmin, hierdie boosheid wat ons rondom ons sien is nie van U af nie, en ons bid dat U deurbraak sal gee, en dan moet jy oop wees daarvoor dat die Here jou gaan roep om iets baie spesifieks te doen dalk. En daarvoor moet ons ook gereed wees. Bottom line, broers en susters, vas is nie 'n manier om die Here se arm te draai nie. Dis 'n manier om mense se gees weer honger te maak vir dit wat die Here in en deur ons in die wêreld kan doen waar jy jouself bevind. En mag die Here dit spesifiek ook hierdie week in Heilige Week met ons kom doen. Amen. Ek nooi jou om vir 'n oomblik net saam met my stil te word en met die Here in gesprek te wees. Here, ons weet dat U ons liefhet. Ons weet dat U Wellington liefhet. Ons weet dat dit U wil is dat U koninkryk sal kom op aarde soos in die hemel. Maar ons weet ook dat U mense gebruik om dit te laat gebeur. My gebed is dat U in hierdie heilige week wat ons nou betree, mense sal ontmoet op besondere maniere, dat U vir ons die moed sal gee om 'n klein bietjie uit ons gemaksone te tree, en ons gees oop te stel om dalk iets nuuts en vars van U te hoor. Ons lees in die Bybel van soveel voorbeelde van gemeenskappe wat anders gesien het nadat hulle verootmoedig het voor U. En dis waarvoor ek kom bid, is dat ons in hierdie week 'n geloofsgemeenskap sal wees wat onsself voor U verootmoedig, sodat daar deurbraak van U koninkryk kan kom. Ek bid vir die Paasnaweek wat voorlê, dat gemeentes wat dit vier reg oor die wêreld en reg oor hierdie land en ook in ons dorp, besonderse ontmoetings met U sal hê. Dat ons die kruisdood vars sal beleef en dat die opstanding van Jesus Christus in ons lewens sal gebeur. Dankie vir die offer wat U vir my gebring het. Amen. Mag die kruisdood van Jesus Christus en sy opstanding in hierdie week nuwe dryf, nuwe motivering en nuwe identiteit aan jou lewe gee. Amen.